word. Dit help nie jy vertrou op iets wat nie waar is nie. Want geloof gee vir ons hoop. En hoop beteken, dis iets waarna ek uitsien. Dis nie hoop ek gaan reën nie. Dit is 'n ander tipe hoop. Hierdie hoop is, ek weet dis waar dit op pad heen is. Dis soos iemand wat gaan immigreer. Sy hoop is op sy nuwe land waar hy op pad heen is. En hy het allerlei planne daarvoor. En nou gaan dit sleg in die land waar hy nou is. Daar's moeilikheid, wat ek al, maar sy hoop is op sy immigrasie. Nou ons hoop is op die koninkryk van God. Maar as die koninkryk van God nie vir jou 'n werklikheid is, kan jy op hoop nie. As jy nie weet wat dit beteken om te immigreer na 'n ander land toe, dan gaan jou hoop nooit daarop wees nie, want jy weet nie wat dit beteken nie. Nou ongelukkig het die teoloog vir ons die sleutel weggevat. Nou as ek sê teoloog, in Yeshua se tyd het hy gepraat van die skrifgeleerdes. Hy het die skrifgeleerdes direk beskuldig en gesê, julle vat die sleutels weg. Self gaan julle nie die koninkryk van God in nie, en die wat wil ingaan, kan ook nie ingaan nie. Want daar is sekere sleutels, sekere waarhede wat julle wegvat. Een van die waarhede in ons tyd wat totaal weggevat is die koninkryk van God. Almal praat van die koninkryk van God, en ons bid, laat die koninkryk kom, maar ons weet nie wat dit is nie. Die koninkryk van God is die koninkryk wat hierdie koninkryk gaan vervang, letterlik. En dis waarna ons uitsien. As jy vandag kyk na die nuus, en jy kyk die oorloë en die gerugte van oorloë, en jy sien hoe die nasie dan aan en opstaan, en jy sien hoe die hele wêreld regeer word deur leuns, die wat die waarheid praat beland in die tronk, dan het 'n mens nie hoop vir hierdie wêreld nie. En iemand wat nie hoop aan die ander kant van hierdie aardse koninkryk het nie, is hopeloos. Maar ons wil almal hoop hê. Die rede hoekom iemand sy eie lewe neem, is hy is hopeloos. Nou hopeloos beteken ek het nie hoop. Ek sien niks lig vorentoe nie. Die openbaring van Vader aan ons oor die laaste dae is om vir ons hoop te gee. Die skrif sê nou bly hierdie drie: geloof, hoop en liefde. Nou die grootste is die liefde, maar een van die drie is hoop. En 'n mens moet daai hoop kan vasvat en sê, ek sien die omstandighede, ek sien die moeilikheid in my eie gesin, ek sien die donker wolke by my werk. Niks lyk goed op hierdie aarde nie. Maar ek het hoop aan die ander kant dit. Nou dit is nie net noodwendig na die dood nie. Die wederkoms is voor die deur. Dis hier, sy koninkryk se pad. Hoe weet ons dit? Ons kyk en sien die vyeboom se takke sag. En dan kom 'n mens deur hierdie donker tye.